Goeiedag en welkom weer in die woord van die Here. Ek wil vanoggend hê ons moet gaan na Genesis 18. Dis die gedeelte waar die Here na Abraham en Sarah toe gekom het en gesê het dat Sarah gaan swanger word. Maar ek wil vir julle lees van vers 1 tot 15. Daarna die Here aan hom verskyn by die terpentynbome van Mamre, terwyl hy by die ingang van die tent sit op die warmste van die dag. Toe hy sy oë opstaan en kyk, staan daar 3 manne voor hom. En toe hy hulle sien, loop hy hulle tegemoet van die ingang van die tent af en buig hom na die aarde toe. En hy sê, my Heer, as ek nou genade in die oë gevind het, gaan dan tog nie by u knegt verby nie. Laat hulle tog 'n bietjie water bring en was die voete en lê en rus onder die boom. En laat ek 'n stukkie brood gaan haal en versterk u hart. Daarna kan u verder gaan, want daarom het u by u knegt aangekom. En hulle antwoord, doen soos hy gesê het. Toe loop Abraham haastig in die tent na Sarah en sê, maak gou nie 3 mate meel die beste en maak roosterkoeke. Daarop loop Abraham na die beeste en vang 'n jong mooi kalf en gee dit aan die dienaar wat dit gou klaar gemaak het. En hy neem dikmelk en soetmelk en die kalf wat hy klaar gemaak het en sit dit aan hulle voor, terwyl hy self by hulle onder die boom bly staan. En hulle het geëet. Toe sê hulle vir hom, waar is Sarah, die vrou? En hy antwoord, daar in die tent. En hy sê, ek sal oor 'n jaar sekerlik weer na jou toe kom, dan sal jou vrou Sarah 'n seun hê. En Sarah het geluister by die ingang van die tent wat agter hom was. Maar Abraham en Sarah was oud, ver op hul dae, dit het met Sarah nie volgens die reël van die vroue gegaan nie. En Sarah het by haarself gelag en gedink, sal ek wel eens hê nadat ek oud geword het en my Heer oud is? Toe sê die Here vir Abraham, waarom het Sarah daar gelag en gedink, sou ek ook werklik waar nou dat ek oud geword het? Sou iets vir die Here te wonderlik of te wonderbaar wees. Hierdie tyd oor 'n jaar sal ek na jou toe terugkom en Sarah sal 'n seun hê. Maar Sarah het dit ontken en gesê, ek het nie gelag nie, want sy was bang. Maar hy sê, nee, maar jy het gelag. Tot sover. Ons kyk vanoggend, ons sien dat hierdie gebeurtenis in Genesis 18 het nie met 'n wonderwerk begin. Maar deur gasvryheid en goedhartigheid van Abraham het hy aanklank gevind, het hy 'n geleentheid geskep waar daar met hom gepraat was. Wat soms na 'n klein aksie van gehoorsaamheid lyk, open 'n deur vir iets baie groters dikwels. Deur klein dingetjies te doen, ons het baie keer die gedagte as mens, dat ons moet groot dinge doen en aanskoulike doen om lof en eer te kry, om dinge te laat gebeur, maar dit is nie altyd nodig nie. Dis baie keer die klein hoflike, net die bedagtsame dinge wat ons doen, wat vir ons geleenthede bied op 'n ander tyd, op 'n ander vlak. Sarah het geluister van die tent se ingang, so sy was nie deel van hierdie gesprek nie. Sy het nie gesit saam met die manne nie. En sy het iets gehoor wat alles sal verander. Maar in plaas van geloof, toe lag sy by haarself. En dit is seker vir ons as mense, is dit seker logies dat as ons na die fisiese toestand van onsself of iemand kyk, en jy hoor dat daai persoon gaan swanger raak, dan vir nou op hierdie stadium is dit al vreemd as 'n vrou bo wat 35 dink aan swangerskap, en dan is daar risiko's aan verbonde en al sulke mediese dinge wat ons na kyk en oplet en wat dit onwaarskynlik maak. Maar Sarah was nog ouer. 80, 90 oud was Sarah gewees toe sy die woord gekry het. So in ons terme nou was dit heeltemal te laat, totaal onmoontlik. Haar ouderdom en haar fisiese stand het nie gepas by wat sy gehoor het nie. Sy het gedink, nadat ek oud geword het, die stem van iemand wat gewag en geglo het en in afwagting was vir iets om te gebeur wat nooit gebeur het in ons lewe nie. En baie keer is ons ook in 'n seisoen wat stadig en iets anders verander. Ons leef in 'n tydperk, ons is vol verwagting oor iets wat moet gebeur, ons lewe wat in 'n sekere rigting moet ingaan, en dan gebeur die dinge nie soos wat ons wil, en soos wat ons hoop en glo en doen nie, en dan draai die dinge en ons beland later in aanvaarding. Ons aanvaar maar, dit is maar my deel, dit is maar my lot, ek berus maar daarby. Ons doen nie die moeite om te sê, Here, wat sê u hiervan nie?
Wat is u plan met my lewe nie? Ons aanvaar maar dit wat menslik en fisies voor ons gelê word. So ons gaan van 'n seisoen van verwagting na 'n seisoen van aanvaarding, dat dinge maar sal wees soos wat dit is. 'n plek waar jy nie meer hoop, glo of veg om iets te laat gebeur of te verkry nie. 'n plek waar jy nie meer kwaad raak, 'n plek van gelate aanvaarding van omstandighede. Jy sê, wat, ek het nou maar vrede gemaak. Ek gaan alleen hierdie lewe, ek gaan nie kinderloos, ek gaan wat ook al die geval mag wees. Ek gaan maar moet werk my lewe lang, ek gaan maar arm bly. En dis eintlik spreek ons negatief oor ons lewe. Ons glo negatief oor ons lewe. Ons Hebreërs 11:1 sê ons moet glo dit wat nog nie is, as dit reeds so is. En soos ons gelees het by God is niks onmoontlik nie. Wanneer God praat, reageer ons vanuit ervaring en nie geloof nie. Wanneer ons iets hoor, wanneer iemand 'n profesie oor ons lewe gee, of wanneer ons in die woord van die Here lees iets en dan sê maar hoor hierdie praat met my, maar dit klink nie vir my regtig nie. Want my ervaring is iets anders, negatief of my ervaring is totaal anders. Ek kan nie sien hoe dit moontlik gaan wees, hoe dit gaan gebeur nie. Want ons kyk ons is kortsigtig. Ons kyk teen die tydelike vas en ons kyk na ons omstandighede en van dit wil ons sê, okay, dit is nie moontlik nie, want daar moet soveel ander dinge gebeur voor dit kan wees en dit is nie moontlik. Maar by God is niks onmoontlik. Iets kan verander oornag. Ek het al in my lewe ervaar dat iets wat werklik onmoontlik gelyk het en ek nie geweet het hoe gaan ek daarby uitkom, hoe gaan dit realiseer nie, dan gebeur dit. Dan gebeur dit in elk geval. En dan het ek sekere dinge wat in plek val nie voorsien dat dit gaan gebeur nie. Want my omstandighede het anders gedikteer. Wanneer God iets verklaar, dan vra hy nie jou toestemming of na jou vermoëns om dit te doen nie. Hy onthul wat hy in sy tyd en krag gaan doen. God het nie iets vir Sarah voorgestel nie. Hy het iets verklaar. En baie keer in ons lewe kom God ook en hy verklaar iets. Sy woord verklaar iets in ons lewe. Hy vra nie ons toestemming, hy vra nie wil jy dit aanvaar nie, hy vra nie is jy in staat om dit te kan aanvaar nie. Hy sê want hy weet, hy ken ons deur en deur. God vra waarom Sarah gelag het. Sy hom ken. Hy het geweet waarom. Maar iets in haar moes gekonfronteer word. En baie keer word ons getoets en baie keer vra God vir ons, hoekom het jy gelag? Hoekom is jy ongelowig? Hoekom is jy liggelowig? Hoekom leef jy iets in 'n sekere herinnering? Want daar's iets in ons wat gekonfronteer moet word. Want God weet hoekom ons dinge doen en hoekom ons nie dinge doen. Maar ons moet baie keer gekonfronteer word oor iets in ons lewe waarmee wat ons bewus van gemaak moet word. God wil haar bewus maak van haar hopeloosheid. You want to reset her thoughts. Hy besef dat hierdie vrou dis 'n ongeloof wat sy lag. Sy lag want dit klink belaglik. En hy het dit gesien, dan sê hy maar aanvaar, dis al Lord. En daarom moes hy haar attent maak daarop, op haar hopeloosheid, sodat dit kon verander. God moet baie keer in ons lewe ons attent maak op ons onvermoë, op dit wat ons aanvaar het, om dit te kan verander. Want as ons nie dit erken nie, dan kan ons dit nie verander. As ons in ontkenning leef nie. Die probleem was nooit haar liggaam, maar dat tyd en emosies haar oortuig dat dit nie op haar van toepassing is. Dit is so in ons lewe ook baie keer. Dis baie keer dit wat ons reken die probleem is, die oorsaak of die gevolg is nie, maar dit is iets wat ons deur tyd oortuig was dat dit is nou maar so. In vers 14 lees ons sou iets vir die Here te wonderbaar wees. Niks is by God onmoontlik nie. Ons lees in Filippense, ek is tot alles in staat deur God, deur Jesus wat my krag gee. Ek is die kop en nie die stert hier. Ek is meer as 'n oorwinnaar, met my God kan ek 'n bende saamloop. So, al hierdie dinge is daar vir ons in die Bybel. So die probleem was nooit dit wat die fisiese, dit wat sy ervaar het nie. Dit was dit wat sy geword het, wil ek amper sê. Dit is dit wat ons word baie keer. Ons word gekondisioneer in 'n sekere gemoedstoestand, in 'n sekere tipe van geloof. Ek glo nou maar dit. Ek hoor die teen die maar nee, dit is nie vir my nie. Dit gaan nie vir my werk nie.
Dis waar baie mense is. Die seisoen waarin hulle tans is, strook nie met dit wat God se woord of dit wat God verklaar in hulle lewe. Wat ervaar ek en u vanmôre? Wat 'n seisoen is ons? Waar is ons? Is daar iets wat ons gehoop het op? Of nog hoop op? Of dalk gehoop het en wat ons nou maar besluit het aanvaar het, dit is nou maar dis nou maar die feite. Ek is nou maar in die seisoen waar ek is en ek moet nou maar vrede maak daarmee, dit help nie om teen die prikkels te skok nie. Het gaan nie oor teen die prikkels skok nie, dit gaan oor wat sê God van my. As God se woord vir my iets sê en ek aanvaar dit in geloof, dan kan niks dit keer. Op God se tyd en op sy manier sal dit 'n werklikheid word. Jy weet wat God oor jou lewe, jou besigheid, jou werk, jou verhoudings, jou toekoms verklaar. Maar jy weet ook wat jy nou ervaar. En dit strook nie noodwendig met dit wat God vir ons beplan het, of wat God vir ons deurgee en sê. Hy sê dit deur mense, hy sê dit deur sy woord is. Hy sê dit op een of ander manier maak God het aan ons bekend. Miskien deur 'n droom. Maar God aan iets ons bekend het gewis nie. Dis om te onmoontlik, dis kan nie waar wees nie. Jy wil nie jou hoop opkry of te veel glo nie, want dit maak seer, dit breek ou af, jy raak moedeloos, want ek het nou weer hoop, en ek glo nou weer, ek gaan nou vertrou dat die Here gaan, en dan gebeur dit nie, en hoe lang moet ek aanhou? Tot God het laat gebeur, tot dit God se tyd is. Dis ongelukkig die realiteit daarvan, want God se tyd is nie ons tyd nie. So wanneer jy iets soos 'n belofte hoor, dan lag jy, jy is skepties, jy is cynies, soos 'n saag. Ja, nee, dit is wonderlik, maar kom ons los dit maar. Kom ons los dit maar. Ek kan nie sien hoe dit gaan gebeur. Ek kan nie sien hoe dit nog moontlik gaan wees nie. Niks is vir God te wonderbaar nie. Op 'n gegeewe tyd sal dit terugkom, sê die Here. In Jesaja 60 vers 22 lees ons, when the time is right, I the Lord will make it happen. So God sal op sy regte tyd, want baie keer is omstandighede nie reg vir dit wat God wil dat gebeur in ons lewe. Baie keer is ek en u nie in die regte gesindheid of die regte ingesteldheid om dit te kan hanteer nie. Het sê dit voorspoed is, het sê dit iets is wat ons in 'n situasie gaan plan waar daar druk op ons gaan kom, waar versoekings meer 'n realiteit gaan word. En God weet hoe sterk of hoe swak ons is. Hy weet waarmee hy ons kan vertrou. Beter as wat ons self weet. Ek kan sê ja nie, as ek nou R1 miljoen het, nee, maar die oomblik as ek daar geld in my rekening het, dan kom my vlees in, en dan kom die vyand in, en dan word ek gedistrakt, en dan sê ek heeltemal weg van my oorspronklike plan, en God weet dit baie keer, en God moes die Israeliete deur die woestyntyd vat, om 'n geslag later eers mense te hê wat gereed was om 'n vyand te konfronteer, wat nie meer 'n slawe mentaliteit het nie. Maar ons moet dit erken dat ons leef met 'n slawe mentaliteit. Ons leef nie altyd soos vry mense wat deur God vrygemaak is. En baie keer moet God eers wag tot ons slawe mentaliteit verloor het. Tot ons dit verloor het wat ons gevang hou, dit wat ons van koers gaan aftrek. Dit wat ons gaan laat struikel. Soms laat God dinge toe om 'n punt te bereik waar menslike krag en vermoëns nie meer saak maak nie. En wanneer dit nie meer help nie. Wanneer ons baie keer kom op 'n stadium waar die gevoel is, ag nee, dit is verby. Dit is te laat, dit kan nie meer werk. Dis wanneer God dinge laat gebeur, want dan sien ons en dan ervaar ons, nie net ons, nie ook ander, sien en ervaar in ons lewe dat dit God is wat dit laat gebeur. Dan kan ons nie meer daar beroem en sê, dis my goedheid en my beplanning en ek is my geduld en my wat nie. Dan is dit God wat dit laat gebeur, en daarom sal God baie keer daai bietjie talent, sodat mense kan sien, dis hy wat werk in ons lewe, sodat ons kan weet, dis van God af, dis nie binne, want as ek glo dat as iets gebeur in my lewe, en ek glo dat dit binne my vermoëns was, om dit reg te kry, gaan ek nie God vertrou. Ek gaan bly glo in my eie vermoëns. Ek gaan bly afhanklik wees van ander mense. Ek gaan altyd rondkyk en ek gaan altyd sê, ek moet mense om my heen, want ek kan nie koop sonder hulle goedkeuring, hulle aanvaarding en wat nie. En die belangrikste is dat ons, ek dink dis Psalm 118 vers 8,
wat sê dat moenie op mense vertrou. Vertrou op God. En dit is baie belangrik, want ons is so geneig om afhanklik te wees van mense se goedkeuring, se aanvaarding, se lof en prys. Dit moet eintlik 'n bysaak wees. Ek moet sê baie dankie, dit voel goed, maar ek is nie afhanklik daarvan nie. Ek kyk nie, as niemand vir my sê, fantasties, en bommeltjie slaan nie, dan is ek teleurgestel nie. So as dit 'n woord van God is, tyd kanselleer dit nie, jou toestand dien en jou twyfel doen dit nie. Die seisoen waarin jy is, doen dit nie. As dit 'n woord van God is, God sê op 'n gegewe tyd. Op 'n gegewe tyd sal hy kom, op 'n gegewe tyd sal hy iets wat gebeur in my en jou lewe. Waar jy tans is nie waar jy sal eindig. Hierdie is 'n seisoen waardeur ons leef en dit voel soos ewigheid en dit voel of dit nooit gaan verander nie, maar kom ek sê gou, God het 'n beter plan, het 'n groter plan. Jy sal weer lag. Nie in ongeloof nie, maar in oorwinning en in die volle verkryging van God se belofte. As ons maar net sal vashou en aanvaar wat God se woord vir ons sê. Amen.